Goeiedag vriende. In Numeri 22 tot hoofstuk 24 lees ons die verhaal van Balak en Biliam. Ons het reeds gekyk na wat in hoofstuk 22 gebeur het. Vandag kyk ons na hoofstukke 23 en 24. Nadat die Here deur 'n donkie met Biliam gepraat het en Biliam die engel van die Here gesien het, gaan hy voort op sy reis na Balak. Balak het hom ontbied om die Israeliete te vervloek, maar die Here het dit baie duidelik gemaak dat hy nie die volk mag vervloek nie. Tog probeer hy steeds om Balak se opdrag uit te voer. In Numeri 23 en 24 lees ons dat hy 3 keer laat offers bring en die volk uit 3 verskillende plekke bekyk om hulle te kan vervloek. Maar dit is te vergeefs. Inteendeel, al 3 hierdie pogings word deur die Here gebruik om sy volk te seën. En dan, wanneer Balak hom wegjaag oor sy uitsprake, profeteer hy die koms van Christus en hy spreek 'n vloek oor Israel se vyande uit. Kom ons lees nou gedeeltes uit hierdie hoofstukke. Numeri 23, verse 7 tot 10, Biliam se eerste uitspraak, en dan Numeri 23, verse 18 tot 23, die tweede uitspraak, en hoofstuk 24, verse 5 tot 9, die derde uitspraak. Eers Numeri 23, verse 7 tot 10, die eerste uitspraak. Toe kom Biliam met hierdie uitspraak: Uit Aram het Balak my laat kom, die koning van Moab het my laat kom uit die berge in die ooste. Kom, het hy gesê, vervloek Jakob vir my, kom kondig 'n ramp aan oor Israel. Maar hoe kan ek hom vervloek, vir wie God nie vervloek nie? Hoe kan ek 'n ramp oor hom aankondig, as die Here dit nie aangekondig het nie? Hier van die hoë rotse af sien ek vir Israel, van die hoogtes af kyk ek na hom. Ek sien 'n volk wat op sy eie woon en hom van die nasies afsonder. Wie kan die stof tel? Wie vir Jakob? Wie kan selfs 1/4 van Israel se getal bereken? Mag ek ook eendag as opregte sterwe, mag my einde soos hierdie volk sin wees. En dan luister ons ook na die tweede uitspraak, in Numeri 23, verse 18 tot 23. Toe kom Biliam met hierdie uitspraak: Kom luister Balak, hoor wat ek sê, seun van Sipor. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagtes sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie? Ek het die opdrag om te seën, hy het geseën en ek kan niks daaraan verander nie. Jy sal nie vind dat 'n ramp vir Jakob tref nie, jy sal Israel nie sien swaar kry nie. Die Here, hulle God, is by hulle, oor hom, hulle koning, jubel hulle. God het hulle uit Egipte laat trek, sy krag is vir hulle soos die horings van 'n buffel. Geen dodery rig iets uit teen Jakob nie, geen waarseery iets teen Israel nie. Nou word daar oor Jakob, oor Israel gesê, wat het God nie alles gedoen nie? En dan luister ons ook na die derde uitspraak, Numeri 24, verse 5 tot 9. Hoe mooi is jou tente, Jakob, jou wonings, Israel? Hulle lyk soos uitgestrekte valleie, soos tuine aan 'n rivier, soos alwyne wat deur die Here geplant is, soos sederbome by die water. Israel se waterkuile loop oor. Hy saai waar oorvloed water is. Sy koning is sterker as Agag en sy koninkryk groei steeds. God het hulle uit Egipte laat trek, sy krag is vir hulle soos die horings van 'n buffel. Israel vernietig die nasies wat hom teë staan, hy breek hulle bene stikkend, hy deurboor hulle met pyle. Hy buig sy knieë en gaan lê soos 'n leeumannetjie, wie sal hom opjaag? Geseën is hulle wat jou seën, vervloek is hulle wat jou vervloek. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Die hele verhaal oor Balak en Biliam maak dit baie duidelik dat die Here alleen soewerein is. Dit beteken hy regeer oor alles en hy beheer alles. Hy besluit wat gebeur, wanneer dit gebeur en hoe dit gebeur. Hy besluit wie word vervloek en wie word geseën. Niemand kan iets hieraan verander nie. Biliam sê dit baie duidelik. Hoe kan ek hom,
dis nou Israel, vervloek vir wie God nie vervloek nie? Hoe kan ek 'n ramp oor hom aankondig as die Here dit nie aangekondig het nie? Hoekom is Israel so veilig teen die aanvalle van die bose? Is dit omdat hulle sulke goeie gelowiges is en omdat hulle die Here so getrou dien? Nee. Hierdie verhaal van koning Balak en die waarseer Biliam is later aan die Israeliete vertel. Maar terwyl dit gebeur het, was hulle onbewus van wat aan die gang was. Israel was nie besig om vir hulle eie veiligheid te bid, terwyl Balak met sy planne besig was nie. Kort voor hierdie gebeure lees ons dat die Israeliete gekla en gekerm het oor hulle lewensomstandighede. So erg dat die Here hulle straf deur giftige slange onder hulle in te stuur. Net na hierdie gedeelte lees ons dat hulle afgode aanbid saam met die volke van Kanaan en dat hulle openlik met die vroue gemeenskap het. Ons kan dus sien dat Israel nie hierdie beskerming van die Here verdien het nie, maar tog beskerm die Here hulle. Hoekom? Want God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. God het beloof dat hy Israel se God sal wees, dat hy met hulle sal wees en dat hy hulle sal seën. Hy sal dit dus doen, nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat hy die Here is. Kyk op hoe 'n wonderlike manier wys die Here vir ons dat hy sy belofte aan Israel vervul. In Genesis 12 verse 1 tot 3 beloof hy aan Abraham: trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. God beloof aan Abraham 'n land, 'n groot nageslag en seën wat sal oorvloei na ander volke van die aarde. Wanneer Biliam van bo af na Israel kyk, is dit wat hy sien. Hy sien 'n volk wat op sy eie woon en hom van die nasies afsonder. Hulle het hulle eie land, die land Kanaan. Hulle is besig om die land in besit te neem, omdat die Here dit vir hulle gee. Hy sien 'n volk wat so baie is so stof. Hulle kan nie getel word nie. In Genesis 13 vers 16 brei die Here uit op sy belofte aan Abraham en hy sê: ek sal jou nageslag so baie maak soos die stof van die aarde. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word. Dit is presies wat Biliam voor sy oë sien gebeur. Hy sien 'n volk wat geseënd is, en die seëninge het 'n invloed op die volke met wie hulle te doen kry. Die wat vir Israel vervloek, sal vervloek word, en die wat Israel seën, sal geseën word. Daarom kan Balak nie vir Israel laat vervloek nie, maak nie saak hoeveel hy vir Biliam betaal nie. Biliam sien dat die nageslag van Abraham groot is, dat hulle 'n land van hul eie kry en dat hulle geseënd is op 'n manier wat 'n invloed het op almal om hulle. Daarom kan Israel glo dat God ook vir hulle 'n verlosser sal stuur. En ons kan glo dat die Here Jesus Christus gekom het om ons te verlos. Ons kan glo dat hy ook weer sal kom om die wêreld finaal te oordeel en om sy kinders vir ewig te red. Biliam het dit alles gesien en gehoor en beleef. Tog het hy nie geglo nie. Sien jy hoe die Here se beloftes vervul word? Hoor jy dat hy sy seun gestuur het om elkeen wat glo te red? Beleef jy dat God sy kinders seën en beskerm ten spyte van hulle swakhede? Glo jy al hierdie dinge? Glo jy dat Jesus gaan terugkom om te oordeel en te red? Lewe jy soos iemand wat dit werklik glo? Ondersoek jouself en vra hierdie vrae, want dit wat God sê, gaan gebeur en ons moet gereed wees daarvoor. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied,
net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.